geskryf vir die aand, wat ons saam gaan bietjie oor gesels, en ons gaan praat daar uit die boek van Genesis, hoofstuk 37. Nou ek het hier op die bord, het ek, soos jy kan sien, daar die werking van die Heilige Gees in Josef se lewe, en dit gaan dan daar vanaf hoofstuk 37 tot en met hoofstuk 50 toe. Maar die aand is te kort vir die volheid om hierdie dinge te bedien, so ek gaan dit nou maar regtig in 'n baie kompaktheid insit. So is nodig dat ons werklik waar sien hoe het die Here gewerk. Genesis 37. Nou, die onderwerp vir die aand gaan dan nou ook so oor die Heilige Gees en salwing se werking binne in die lewe van Josef. Nou hierdie is so basies 1729 jaar voor Christus wat dit plaasgevind het. En ons moet net van 'n ander kant af probeer om dinge ook raak te sien dat wanneer mens kyk na die Ou Testament, dan sien 'n mens dat dit is die inspirasie van die Heilige Gees meestal op die profete gewees en hoe God dan nou gewerk het met ander ook hoe hy geïnspireer het. Maar in die Nuwe Testament dan sien ons dat dit heel op 'n ander manier werk met die inspirasie en die inwoning van die Heilige Gees met ons in vandag se lewe. So die gedagte ook wat ons moet bietjie in ons harte bære en onthou is dat die Heilige Gees is die een wat alreeds van die begin af drome, gesigte, visioene en al die dinge gee om die mens voor te berei vir dit wat nog moet kom. God gee nie vir ons drome sodat ons weer teruggaan in die verlede nie, want hy is nie 'n God van die verlede nie, hy is 'n God van die toekoms. En die Here wil hê dat u en ek dit ter harte moet neem, is dat ons moet kyk dat gesigte, drome en visioene wat die Here alreeds van Genesis af vir die godsmanne en Gods vrouens gegee het, was van so 'n aard gewees dat dit is iets wat dalk die dag daarna of 'n week daarna of 'n maand daarna of 'n jaar of 10 jaar daarna dan vind dit eers plaas. En selfs wanneer ons kyk na die gesigte wat God vir Johannes die dromer gegee het om dit so te stel en die een wat die visioene gekry het, dan sien ons dat ons is nog nie eens by die plek van soveel jaar gelede, 2000 jaar terug, se gesigte en visioene wat Johannes ons gewys het nog nie eens gerealiseer van Openbaring nie, en het begin nou weer sien ons dinge wat beweeg binne hierdie spesifieke hoedanigheid van gesigte en drome. So nou, die eerste ding hier op die bord wat ek met u wil kom gesels oor in die boek van Genesis 37, punt nommer 1 daar, ek het juist die blaaie saamgebring, dat daar net iets is wat jy kan onthou, miskien 'n foto neem van dit, want dit gaan vir my en vir jou help in ons stap saam met die Here. Ek kan u waarborg, want dit is dinge wat die Here my gegee het, en ek gee dit vir u vanaand, wat my gehelp het deur my lewenswandel. So punt nommer 1 daar gaan oor die tydelike guns val weg, punt nommer 1 daar, dan sien ek het daarby geskryf, maak vrede met teenspoed. Nou, dit is 'n baie belangrike ding. Nou, wanneer ek lees daar in Genesis 37, dan vind ons daar, dat hierdie man van die Here, die jong man, hy het drome gehad, en God het hom gewys, hoe hierdie spesifieke gerwe van die broers voor hom kom buig, maar ook het hy gesien hoe die son en die maan en die 11 sterre voor hom kom buig. En toe hy hierdie drome gedeel het met sy familie, was daar onmiddellike konflikte en daar was twiste en daar was afguns en daar was jaloesie gewees, omdat hy die hart gedeel het wat die Heilige Gees in hom geplaas het. En dit is wat u en ek het om, dis eintlik 'n vreugde om saam met die Here te stap. So ons sien hierdie dinge nou hier gebeur in Genesis, sien ons dit hoofstuk 37 vers 23 wil ek met u kom lees. Nou, ons weet wat gebeur het, hulle het hom in 'n gat in 'n put ingegooi. En die een ding wat ek vir u wil sê is vanaand, as die Here dinge toelaat in die lewe, as jy in 'n put kom, hou op grawe binne in die put. Dit gaan ons sien wat hier gebeur het in die lewe van Josef. Daai, ons lees dan vers 23. Hy sê, en toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit. Nou hier moet ons ook verstaan, sien die prentjie in binne hierdie ding, hy het 'n rok aangehad. Die skrif sê nie vir ons, hy het 'n trui of 'n baadjie aangehad, die skrif sê hy het 'n rok aangehad. En hulle het hierdie rok van hom met hulle uitgetrek. So met ander woorde, hy was half naak gelos,
maar ook so as jy half naak gelos word voor 'n klomp vreemde mense of selfs vir jou eie huisgesin, dan gaan jy heel moontlik vernederd voel. Maar onthou, dit gaan oor die werking van die Gees van God op Josef se lewe. En ons sien hier, die skrif sê, die rok met lang moue wat hy aangehad het. So baie duidelik hier wat ons kan lees binne hierdie is dat Satan het die manier daar dat hy haat die salwing op iemand se lewe. Satan haat dit om te sien hoe iets wat die Here aan die mense gee begin manifesteer, en dit is toe die drome uitkom wat Josef gehad het, het hy dit verkondig, en toe hy dit verkondig het Satan die broers gebruik. En die broers het in opstand gekom teenoor die ander broer oor wat God eintlik met sy lewe beplan het. En net daar sien die woord van die Here vers 24 sê, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. So jy moet vir jouself dink, as hy buite God se wil was, heel moontlik was die put met water en hy sou verdrink en daar binne, as God se wil nie eers naby dit was nie. Hier sit u vanaand, ons moet altyd terugkyk na Josef, hier sit u vanaand. Hoeveel maal het ek en u self in 'n put gekry, maar binne die put het ons nie verdrink nie. Hier is ons nog steeds, want die Here is met u en my. En die een ding wat die vyand soek, is om mense op te wek, om die salwing op jou lewe te demp, soos wat hy gedink het, hy gaan oor Josef se lewe ook doen. Nou sien ons hier, toe Josef dan ook so homself binne in hierdie put bevind het, dan sien ons dat is eintlik hier, dat God bly getrou, en Josef het homself nie dieper in die gat in laat sink nie, maar hy het sy volle vertroue aan die Here oorgegee. Die tydelike guns van wat hy by sy huis gehad het weggeval. Dit wat hy daar om sy pa se tafel gekry het, al die goeie gawes, die lekkernye, die kosse en alles, die lekker bed waar hy ingeslaap het, heel moontlik al hierdie dinge wat binne in die Vader se huis is, dit is nou taboe, maar hy het vrede gemaak met die teëspoed wat hy beleef het daar. As ons daarna kyk, dan moet ons na die volgende gedeelte toe gaan daar, wat vir ons dan nou uitwys, kom ons kyk daarna vers hoofstuk 37 vers 28. Hy sê, en toe die Midianiete en die koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. So hier van die eerste mensehandel nou plaas. Dis 'n man met die salwing op sy lewe, dis 'n man wat in die put gegooi was, dis 'n man wat uit die put uit gehaal word, en nou word hy verkoop. En die skrif sê vers 36 sê, en die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, vers 36. So, dit is die vyande van God, wat nou die mag het basies, om die lewe van Josef te neem. En wanneer 'n mens so 'n bietjie die geldwisseling doen, dan sien 'n mens, dat heel eerste was hy verkoop gewees, vir basies R100 in ons terme vandag, vir R100. En net daarna is hy vir die tweede keer verkoop gewees, en natuurlik, die mense wat so handel dryf, hulle gaan jou definitief nie vir dieselfde bedrag weer verkoop nie, hy gaan ten duurste nou verkoop word, want hy word nou aan die regering verkoop binne in hierdie hoedanigheid. So Josef hier sien ons, het nie teen sy omstandighede geskop nie, want nêrens in God se woord lees ons, dat hy geskop het teen die prikkels van die Here nie. Nêrens sê die skrif dit vir my en vir jou nie. Wanneer die salwing van die Here daar is, sal die vrede van die Here daar wees, en as die vrede van die Here daar is, dan gaan jy soos wat die Here jou lewe vir jou uiteengesit het. En dit is wat ons sien hier. So ons besef hier, dat God het teëspoed toegelaat oor sy lewe hier, maar dit word in goeie gebruik. Dit is ons wat moet leer uit die geskiedenis van die boek uit, waarmee God besig is in ons lewe. Want te gou kan ons kyk na krisisse en omstandighede, en ons skop teen alles, nadat die Here wil sê, release dit vir die Here. En laat God toe om jou lewe en my lewe te bestuur daardeur. Nou sien ons daar, so die salwing van die Heilige Gees en die roeping op sy lewe het gemaak so dat Josef nou gekom het tot sy bestemming, want
Die tydelike guns het weggeval en hy het vrede gemaak in sy teëspoed en hy toegelaat dat God hom lei en hy het deur die handeldryf van mense gegaan tot by die bestemming waar God hom wil hê. Nou kom ons by punt nommer 2 op die bord. Punt nommer 2 op die bord gaan oor verwelkom God se teenwoordigheid. My broer en my suster is so belangrik. In hierdie dinge moet ons weet, al is die vyand hoe lewend, verwelkom die Here in jou teenwoordigheid. Ons as mens het daai probleem. Ons sit ons aandag net op die probleem en weg van die Here af. En dan verloor ons wat die salwing eintlik op ons lewe moet wees. Onthou wat ek altyd noem van die woord van die Here in Prediker 7:17 wat ons sê, wees nie al te goddeloos nie, maar dan sê, wees nie dwaas nie, want waarom wil jy sterwe voor jou tyd? Baie kinders van die Here mis uit op hulle lewe, omdat hulle dan dwaas optree binne in die krisis oomblikke, hulle haal hulle oë van die Here af, maar hierdie Josef het die salwing leer ken wat op sy lewe is, en omdat hy die salwing leer ken het, het hy gegou with the flow van die Here, sodat die Here saam met hom die pad kan stap. So punt nommer 2 sien ons daar in hoofstuk 39, gaan ons nou dan hoofstuk 39. Nou hoofstuk 39, vers 1, sê vir my die volgende. Hy sê, en Josef is afgebring na Egipte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het. Vers 2. En die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. Nou hier is 'n baie belangrike punt van ons, wat ons moet raak sien hier is, die salwing het hom gebring tot hier, en nou kom hy in 'n heidense land, waar afgodediens die norme is, en nie Christendom of die Joodse teologie teenwoordig is nie. En hier sien ons, dat die Here, vers 2 sê ons baie duidelik, 39 vers 2, en die Here was met Josef. So met ander woorde, wat ons ook al skei van die ander mense af, God sal nog steeds daar wees. Hoe die Here ons skei, en hoe 'n mens ons probeer wegskei, hoe dit ook al mag wees, en jy bly geanker in die Here, sal jy nooit geskei word van die Here af nie. Hou dit in die harte, wat ook al jy deurmaak, die skeiding wat jy ervaar in jou lewe, wat dit ook al is, die Here het nie van ons geskei nie. Die Heilige Gees is nog steeds teenwoordig in ons lewens. En let op dit dat Josef se baas hier is nou Potifar, wat die skrif uitbeeld. So met ander woorde, Potifar moes nou iets baie spesiaals gesien het binne in Josef se lewe. En ons sien dit baie duidelik dat die salwing maak nou die vyand se oë oop om te sien die goedheid van God op jou lewe, sodat jy ingebring kan word by die plek waar die Here jou wil hê, al is dit die vyand wat dit wil hê. Want dit bly nog steeds oor die salwing op jou lewe. Die werk wat jy tans in is, dis God se doen en late. Dit is, alles is die werkgewer, 'n vyand van die kruis, is nog steeds die doel van die Here, en ons moet onsself daar binne kan uitleef. En ons sien ook daar dat hy het gesien dat die Here met hom was. So Bybelse leierskap, want hierdie man was ook 'n leier nou gewees, en ons sien dit binne in sy hoedanigheid vorentoe, dat hierdie Bybelse leierskap wys ons altyd God se teenwoordigheid in sy lewe, waar ons ook al is in 'n leiersposisie in die Here, wat ons ook al uitleef vir die Here, waar ons onsself in ook al oorgee, soos wat hy gedoen het, van die put tot binne in die afgode huis in, is die Here nog steeds met daar, en die man het gesien dat die Here hom voorspoedig maak, en dit is wat belangrik is. So ons sien hier, verwelkom God in die teenwoordigheid van die krisisplek waar die Heilige Gees jou gebring het. Want dit is nie deur jou eie toe doen dat jy daar kom nie. God het jou gebring tot daar. En dit is wat ons die Here in moet erken binne in die omstandighede. Dan sien ons al punt nommer 3. Punt nommer 3 op die bord. Verwag, versoeking en wees voorberei. Sukses en verleiding loop saam.
Hierdie is regtig dinge wat die Here 'n mens leer deur die lewenswandel, waarin ek en u moet notisie inneem met ons stap saam met die Here. En let op hier, onthou net, mense wat in leierskaprolle is, of mense wat in werke sit, in jou tydelike werke sit, wat die Here dien, sal altyd in een of ander plek kom waar daar 'n versoeking is, 'n versoeking of in finansies, of 'n versoeking, kyk maar baie mense, baie kinders van die Here, ek ken selfs ook mense wat 'n fout gemaak het, hulle was oorgegee in die hoedanigheid dat hulle in daai finansiële departement kon werk, en op die einde van die dag het die vyand met 'n slagriem gekom, soos ons in Afrikaans sê, en daai persoon stadig ingekatrol, vat maar net 'n R100, vat maar net 'n R200, en na 6 maande is dit R1000, of van die 1 pen, na die 1 pen is dit dalk 'n bokspen na 6 maande, want hulle gaan ons nou nie agterkom dat dit weg is nie. Selfs is dit so dat mense uit die kerk uit steel. Hulle steel uit die kerk uit en dit normaal geword. Maar God wil vir een van my vertrou binne dit, soos wat ons lesse het, wat vir ons wys wat het gebeur in die lewe van Josef. Nou lees ons verder hier in hoofstuk 39 vers 7. Lees ons daar. Hy sê, na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Nou, luister op hoor. Hierdie is 'n heidense vrou. Hierdie heidense vrou is iemand wat afgode dien. Sy leef in afgoderry in. En hier kom sy, wat sy vir hom reg het, sy sê, hou gemeenskap met my. Met ander woorde, sy sê, hou jy, kom, het seks met my. Dis wat sy sê. Wees seksueel aktief met my. Maar daar's 'n versteekheid binne in dit, omdat sy al hierdie afgode dien, is dit ook sodat sy is ingesypel in haar gees en haar sielsdimensie met hierdie vuil geeste. En die Satan weet dat wanneer hy met haar in die bed kan klim, en wanneer daai eenheid kan plaas van seksuele aktiwiteit, dan het dit 'n oorspoel van 'n oppressie bo oor Josef se lewe, en hy gaan met 'n swaar gemoed rondloop, en heel moontlik gaan hy baie ander aktiwiteite wat ervaar word in sy gees, wat van die demoniese dimensie uitkom, want Satan wil net hê, daai verbintenis in die bed moet plaasvind, en daarom het hy haar gebruik, om dan nou daardie roete te gaan na sy lewe toe, want die salwing van die Here en die Heilige Gees was teenwoordig op sy lewe, en dis die gouste wat iets uitmekaar uitval, is wanneer jy binne in die bed met iemand inklim, wat jy nie moes ingewees het nie. En hierdie skrif verduidelik dit vir ons daar. Sy sê, kom hou gemeenskap met my. Nou, daar's van die Hebreërs wat sê, sy was 'n baie wildse vrou gewees. Is omdat sy betrokke was met die orerings, met die afgode. Hulle het georeer onder mekaar. En dit was 'n nes gewees van seksuele aktiwiteite. Nou let op wat vers 8 vir ons sê. Vers 8 sê, maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my gegee. Nou luister jy, wat sê hy? Hy sê daarso, maar hy het geweier. Hy het dit verwerp. En wat baie interessant is vir een van my, net 'n interessante stafie wat ek daarop bysit is, wanneer jy so 'n bietjie met die Hebreëse geskrifte gaan kyk, met die ou geskrewe van die Torah en so, dan sien jy hier binne dat hulle verduidelik daarop, dat hy het wat Josef is, toe sy sê, kom het seks met my, toe sê hy vir haar, ek gaan nie in 'n huwelikskontrak met jou nie. Want 'n huwelikskontrak is die een wat seksuele aktiwiteite by God bekragtig. En hy het dit geweier om in die bed te klim, wat beteken, ek gaan nie 'n huwelikskontrak met jou aangaan nie, want wanneer ek in 'n huwelik is seksueel, dan is jy een met daai persoon. En hy kon hierdie skeiding, hy het dit gemaak, hy het die integriteit gehad, en hy het hierdie dinge verwerp, wat rondom dit was, as gevolg van die salwing van die Here. Ons praat van as gevolg van die salwing, hier kom 'n vrou met 'n ander intensie wat afgode dien, nie 'n kind van die Here nie, 'n afgode dienaar, 'n land met afgode. Maar let op wat gebeur volgende, vers 12. Toe gryp sy hom aan sy kleed.
Nou luister jy, al het Josef die salwing op sy lewe, nogtans sal die vyand na iets gryp. Al is die salwing op u en my lewe, nogtans gaan die vyand na iets gryp as daar 'n geleentheid is. En hierdie skrif sê vir ons daar, sy sê toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom, hou gemeenskap met my. So weer eens wil sy in die bed met hom inklim. Sy sê nie kom soen my nie, sy sê het seks met my, kom klim in die bed saam met my. En dan sê maar, hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly het en buitentoe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, luister gou. Die vyand hier gaan nou onmiddellik, omdat die sin nie bereik was wat hy wou bereik het nie, het hy nog steeds iets gegryp wat agtergebly het. Niks met sonde te doen nie. Maar die vyand maak dit sonde. En wanneer iemand hulle ore uitleen vir 'n verkeerde gesprek, dan maak nog kinders van die Here dinge sonde wat nie 'n sonde is nie. Want dit is hoor sê en nie by die feit van die saak. En in hierdie het sy haar huisgenote geroep, en dit is my nogal baie interessant, wat ek deur die lewenswandel van my lewe gesien het, is hoe baie maklik, as hierdie huis teen mekaar werk, die mense in die huis, mens sien die pa en die kinders beklei, maar sê iets van sy kind in hy huis, en laat hy kind net kom en sê, pa, die buurman het dit gesê, en die buurman het dit nie gesê nie, dan onmiddellik is die pa reg vir die saak. Wie dink hy is hy? En dit is wat die vyand doen. Sy roep haar huisgenote, nie die huisgenote van Israel nie, sy roep die huisgenote van haar, wat met Satans werke te doen het. En die woord van die Here sê, kyk, hy het vir ons, in die Hebreëse man hier gebring, en met ons gek geskeer, hy het na my gekom, om met my gemeenskap te hê, en ek het hard geskree. Dit is hoe die vyand agter die salwing is, die salwing van Josef. En ons sien dit daar, dat binne die posisie, daar waar mag is, daar waar gesag is, daar waar finansies, of wat ook al is, waar die persoon in daardie posisie geplaas word, is die versoeking daar. Dit maak nie saak waar jy werk nie, maak nie saak waar jy bly nie, daar gaan altyd een of ander versoeking ons lewenswandel deurkom, en die vyand soek net iets om aan vas te hou, en as hy aan iets kan vashou, dan gaan hy sy huisgenote roep, om dit te diskrediteer, maar God is anders. En dit is wat u en ek moet besef hier, sodat binne hierdie alles sien ons, dit was Potifar se vrou gewees. Dit was hierdie man wat in beheer was, maar God bly nog steeds in beheer. En dit is hoekom ek genoem het punt nommer 3 daar kom verskeie versoekings, maar sukses is daar, maar daar is ook verleidings binne in dinge, maar die Here is net soveel daar binne. Nou let op wat gebeur nou, punt nommer 4. Punt nommer 4 op die bord. Die onregverdige behandeling sien ons daar, en dan sien ons daar, soek geleentheid om te ly. Met ander woorde, om lyding te gee. So nou sien ons hier, dat die Heilige Gees bly getrou in die lewe van Josef, omdat dit Josef was wat God uitverkies het, hierdie tydperk van die bestaan van die aarde, om 'n spesifieke doel deur Josef te bereik, wat toekomstig is, wat hy van gedroom het, van dat hierdie gerwe van die broers gaan voor hom buig, die son en die maan en die 11 sterre gaan voor hom kom buig, en selfs sy pa was opset gewees rondom hierdie drome. Maar nou sien ons hier, dat ons moet 'n geleentheid soek om te kan lei. So, die moenie fokus op die behandeling wat jy kry nie, maar draai dit om en sê, Here, hier is ek, lei my Here. Waarin wil u nou hê, moet ek dinge laat gelei word? Want God wil hê dat ons deur hom gelei moet word. Josef het geweet, hy het onregverdige behandeling nou gekry. Hy het nie met daar in die bed geklim nie.
Hy het nie sy kleed as prins laat agterbly daar nie. Hy het geweet, hy is onregverdig behandel, maar hy het nog steeds gewillig gewees om sy lewe aan God oor te gee, ten spyte van en te sê, lei my Here, lei my. Nou sien ons daar in vers 20 van hoofstuk 39. Hy sê, en die Heer van Josef het hom laat vang, en hom in die gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. Nou let op dit. Hierdie is sleutels wat baie mense mislees, maar ek kan nie nou daarin ingaan nie. Maar die skrif sê hy is opgesluit in die gevangenis, waar die gevangenis van die koning was. Dit is 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel hoekom God toegelaat het dat hy in daai spesifieke gevangenis inkom. Moenie dink waar die Here u plaas en u voel dit is 'n gevangenis van jou lewe en wat soek ek hier en ek moenie hier wees nie. Die Here het u daar geplaas vir sy doel, vir sy tyd, vir 'n rede. Wag, die Here gaan self die skuif maak, want dit was so gewees in die Ou Testament al hoe die salwing werk op mense se lewens reg deur die Bybel. Nou sien ons die volgende daar. Vers 21. Hy sê, maar die Here was met Josef. So weer eens daar, al skei die mens jou weg, gaan die Heilige Gees nie lei. Want dit gaan oor God se doel binne in die lewe van Josef en net so met u en met my. En nou sien ons daar, die Here was by hom gewees, die Here het by hom gebly en ons moet dan geleentheid soek wanneer die onregverdige behandeling daar is om te sê, Here, lei my. Al is dit hoe moeilik, ek weet hoe voel dit binne in werksomstandighede. Ek weet selfs hoe voel dit binne in baie van my Christelike arbeidsveld van die verlede. Toe ek die jongste op daai tyd was in my laat 20's gewees, was ek altyd op neergesien, altyd vertrap deur die ou gardes, met respek sê ek dit, wat gedink het, dit gaan oor ouderdom en grysheid, maar hulle het nie die wysheid. En dit was ons moet begin besef, dit gaan net oor Jesus en niks anders. Dit is ons verhouding met die Here. So nou moet ons gaan kyk na punt nommer 5 hier op die bord, punt nommer 5. Volmoed tydens beperkings en eer God met sy roeping. Gaan dit weer noem, punt nommer 5 daar, volmoed tydens beperkings en eer God met sy roeping. Moenie vir meer en groter dinge soek nie. As jy vir meer en groter dinge soek, pluk jy 'n land vir jouself. Die Here moet jou en my lei waarheen hy wil. Die Gees van die Here het vir Josef gelei waar hy moes wees. Nie een keer het Josef vir sy broers vertel, soek meer, gaan groter. Kry die dinge wat ander mense het nie. Soos hulle sê, leef saam met die Joneses langsaam nie. Jy kan nie meer kompeteer met mense as jy die Here wil dien nie. Jy moet doen wat die Here van my en jou verlang. En Josef was bereid geweest om sy lewe oop te maak vir die Here en te sê, lei my Here. So wat hy gedoen het, hy was volmoed tydens sy beperkings geweest, maar ook so het hy God geëer binne die roeping wat hy gehad het. En nou moet ons onthou, dat die man sit nou in die tronk. Hy gaan nie deur alles werk nie, maar hy sit nou in die tronk. Maar God gee selfs waar hy is binne in die tronk, gee hy vir mense drome binne in die tronk. Sodat hy wat Josef is, wat die roep op sy lewe het, uitleggings kon gee, sodat die bedieningswerk vir sy lewe tot vervulling kan kom, ongeag waar hy was. So ons lees nou hier, let op in hoofstuk 40, ek kan nou hoofstuk 40 opgaan. So die Heilige Gees is al reeds vooruit. En wat hier gebeur het, daar was 2 voormanne gewees van Farao gewees, daar was 'n skinker gewees, 'n voorman van die skinkers, en daar was 'n voorman van die bakkers gewees. En hulle al 2 drome gekry binne hierdie. En terwyl hulle die drome gekry het, was Josef daar gewees deur die Heilige Gees om die drome te kon uitlê waaroor dit gaan. En Josef het beide van hulle drome uitgelê. Dan ons sommer daar na vers 21. En hy het die voorman van die skinkers herstel. Want jy sien wat gebeur het, daar is, kom ons gaan na vers 18 toe. Toe antwoord Josef en sê, dit is die uitlegging daarvan, die 3 maandjies is die 3 dae. Binne 3 dae sal Farao jou hoof bo oor jou verhef.
Hy sal jou aan 'n paal ophang en die voël sal jou vlees van jou af wegpik. Jy sien, dit sê nou vir die bakker. En op die 3de dag, die verjaarsdag van Farao, het hy 'n maaltyd vir sy dienaars berei en die hoof, vers 20, en die hoof van die voorman van die skinkers en die hoof van die voorman van die bakkers te midde van sy dienaars verhef. En hy het die voorman van die skinkers herstel in sy skinkersambt, sodat die beker in die hand van Farao kon gee. Vers 22, maar die voorman van die bakkers het hy opgehang, soos Josef dit aan hom uitgelê het. So Josef het nog steeds binne die tronk, het hy God nog steeds geëer, want hy die drome nog steeds uitgelê. Hy het nie daar gesit en gesê, ek gaan nie vir julle sê nie. Hy het die inspirasie van die Heilige Gees gehad, en hy nog steeds bereid gewees om te sê, dit is wat die Here vir jou te sê, skinker. Dit is wat die Here vir jou te sê, bakker. En toe dit uitkom, het dit presies so uitgekom, soos wat God deur die salwing wat op Josef se lewe is, het hy dit dan nou ook so gegee. So die Heilige Gees salwing sal vir u en vir my sy woord gee, presies daar waar ons is, maar ons moet een ding hier besef, hy het nog steeds die Here geëer. Ongeag dat hy in die tronk was. Hy het nie daar gesit, daar is nie een skrif wat sê, ek is onregverdig in die tronk ingegooi nie. Ek gaan nie meer 'n droom uitlê nie. Nee, hy het sy lewe aan die Here oorgegee en sê, Here, ek is bereid, want u het my daai die droom gegee. Ek is bereid, Here, want u neem my waar ek moet wees, Here. U het my tot hier toe gebring en u sal my verder neem waar ek moet wees. Nou let op hier volgende ene, punt nommer 6 hier. Punt nommer 6. In die posisie tot God se doel, om te bly vertrou. Let op, in die posisie tot God se doel, ek het geskryf daar op die bord. Baie is nie in die wil van die Here nie, en baie is nie in die posisie waar die Here hulle wil hê nie. En ongelukkig is dit wat die vrug wys. Die vrug sal wys of ons in die posisie is wat die Here ons wil hê. Gaan kyk maar na iemand wat hulle lewe uitverkoop in die Christelike arbeidsveld. Hulle het 'n passie, daar sal vrug wees, al is daar onregverdige behandelings, al is daar stryd, al is daar probleme. Ons probleem as die kerk is, as ons iemand sien wat 'n kind van die Here is, wat nou slegte woorde rondgaan van daai broer of daai suster, sonder om by die Here te hoor, sê ons, het jy gehoor, het jy gehoor, het jy gehoor. Maar ons besef nie wat moes hierdie man deurmaak, dat hy is in die tronk gegooi, en ek kan nie sê, as daar WhatsApp soos in Facebook daai tyd was dit all over the show onder hierdie konwydende gewees, en selfs in die kerk wat te sê, het julle gehoor, Josef het met Potifar se vrou geslaap. Dit is wat die kerk in baie opsigte doen, omdat hulle nie by die Here hoor nie, en omdat hulle nie sien wat die salwing bring vanuit die buitekant uit, om die salwing van die Here te dra, bring vir jou moeite in jou lewe, maar die Here bring vir jou vrede in jou hart. Dit is wat u en ek moet besef, ongeag wat jy deurmaak, onthou net, die Here is saam met jou. Ek onthou my eerste fase dat ek saam met die Here geloop het ek deur verskriklike drukkinge gegaan, verskriklike verwerpinge gegaan, maar weet jy wat, binne in dit alles, het die Here my hart kom bedien, sodat ek die oorwinning kon kry om te weet, maar die Here, ek is uitverkoop aan U. My lewe behoort aan U, Here, as U my wil dood, jy gaan U my doodmaak, in elk geval, ek wil myself vir U gee, Here. Kom ons gaan kyk gou, ek weet dit was 'n lang dag gewees, maar ons is amper klaar. In Genesis 41 vers 1. Hy sê, na verloop van 2 volle jare, het Farao gedroom, dat hy in die Nyl saam. Nou luister weer, hier kom die skrif nou, en die skrif verduidelik nou vir my hier, dat Farao nou ook sy drome kry. So die Here het 'n baie groter doel, want dit is nou in Farao se tronk, waar die skinker en die bakker hulle drome gekry het. Nou kry Farao die droom, en op die einde van die dag werk het toe nou so uit, wat ons sien hier, onthou nou, hy is nou al klaar 2 jaar plus binne die tronk, vir onregverdig wat hy daar geplaas is.
Maar die salwing van die Here het hom gebring tot waar hy is. Die salwing van die Here het hom gelei tot daar waar hy is. Maar hier sien ons dat Farao het toe nou ook drome gehad. Ons gaan nou nie daarin nie. Hy het gedroom van die 7 vetkoeie, hy het gedroom van die 7 maarkoeie, hy het gedroom van die 7 vetare, en hy het gedroom van die 7 maarare, en ons het gesien dat die mare slip die vetes in, en hy het gekom tot by die plek waar daar nou ook so vir ons was, wat die uitleg gekom het, en ons sien dit dan, dat hy het vir Farao dan die voorspelling gegee, en hy het vir hom dit bekend gemaak, en hom gesê, dat dit wat gaan gebeur nou gaan wees, daar gaan 'n hongersnood tydperk kom, maar daar gaan 7 jare wees, van baie goeie seën, en dat die skure volgemaak moet word, opgeberg moet word, dinge moet opgerig word vir daai tydperk, en nou sien ons hier, wat doen die salwing en die inspirasie. Ons kyk daar in hoofstuk 41, vers 39. En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie, vers 39. Nou vers 40, jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef, en hy het hom fyn linne klere laat aantrek en die goue ketting aan sy hals gehang. Jy sien, vir Josef om tot nou hier te kom, was 'n proses gewees wat geneem het, 'n baie lang proses, met baie druk op sy lewe, met baie valse beskuldigings oor sy lewe, maar die salwing het bly werk deur Josef om nog steeds in die tronk, kom ons sê, die goddelike evangelie daar te verkondig, deur wyse van droomuitlegging, maar ook so om presies God se naam te eer, presies waar hy is, en soos die skrif verduidelik is dat hy nog steeds God geëer het, en die mense kon sien dat die Here met hom was. En u en ek moet dit ook besef vandag, dat God was met hom gewees, God het hom groot wysheid gegee. Moenie, waar u tans is, moenie dit een kant toe skuif en opgee. Josef het geweet, daar kom 'n dag en 'n uur. Hy is nog steeds getrou aan die Here. Maar toe Farao kom, het Farao vir hom gesê, kom hier, jy is waardig om hierdie posisie te beklee, nou vir die hele volk wat gaan kom. Nou sien ons hier, punt nommer 7 daar. Vergifnis bly prioriteit. Nou my broer en my suster, is 'n baie belangrike saak hierdie. Ek gaan nie nou daar lees nie, maar vanaf hoofstuk 42 tot in hoofstuk 45 sien ons hier, dat die hongersnood het gekom en die volk getref. En ons sien ook so, hoe sy broers dan nou na Egipte land toe gegaan het, om dan nou kosse te gaan kry daar by Farao, en waar hy dit hulle eintlik by die broer gekry het, en hulle het nie die broer geken daar binne nie. Maar toe het daar 'n tyd gekom, wat die skrif vir ons verduidelik, dat Josef het homself toe aan sy broers kom bekend maak, en hy het gesê, dit is wie ek is. En Josef kom en hy maak homself toe nou bekend aan sy broers. En weet jy wat, deur hierdie prosesse gaan lees dit self, want dit is baie predikasie wat daar binne opgesluit is oor vergifnis. Maar wat belangrik is, hy het al reeds die familie vergewe. Hy was nie haardraand gewees nie, want die salwing van die Heilige Gees kon hy leer ken op sy lewe. Hy het geweet dat God in beheer is. Hy het hom nie toegelaat om gemanipuleer te word deur mense wat 'n onvergewensgesindheid in sy lewe het nie. Maar hy het 'n lewe gehad wat gesê het, Here, as hulle my dan, by wyse van spreke, as hulle hierdie kwaad aan my gedoen het, ek vergewe wat hulle gedoen het. Maar let op die groot saak hier, in hoofstuk 45 vers 8. Let op wat sê Josef vir sy broers. Hoofstuk 45 vers 8. Hy sê, julle het dan nou nie, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. Weet jy, hoe belangrik is dit? Dat hy vir hulle hierdie berusting kon gee, want toe is hulle in 'n slegte gevoel, die familie. Die broers, wat nou hom eintlik in die moeilikheid, en almal het gedog, hy is dood al. Selfs die pa het gedink hy is dood, en in hierdie sien ons, hy sê vir hulle, man,
julle het my nie hierheen gestuur nie, maar God het my hierheen gestuur. U sien, hy kon insien dat die Here in beheer is, want die salwing was op sy lewe. Hier waar u sit vanaand, dit is die Here se salwing op u lewe. Gee net dit vir die Here en sê, Here, kom lei my. Maak nie saak wat my broers of my susters aan my gedoen het nie. Ek wil hê u moet my lewe gebruik tot u, Here. Want in hierdie het ons gesien, hy was die een gewees in beheer en die volk het na hom toe gekom en die volke het na hom toe gekom en die Jode by wyse het na hom toe gekom. Hulle kon kos soek, sy ouers het, sy eie broers het kon kos kry by hom totdat hy homself aan hulle openbaar het en hulle was bly om hom te sien. Kyk nou hier wat sê Genesis 50 vers 20. Genesis 50 vers 20. Hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink. Met ander woorde, dit is nog toe die drome daar gewees het aan die begin het hulle hom gehaat. Hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Is dit nie wonderlik? Dit is hoe die salwing van die Here werk. Jare het verbygegaan nadat hulle hom in die put gegooi het. Jare het verbygegaan, maar die droom het bly staan. Dit wat God aan hom gegee het gemanifesteer in hierdie tydperk eers. En daarom moet jy en ek besef vandag dat die salwing en die Heilige Gees het die doel nou bereik op Josef se lewe en die vervulling op Josef se lewe gebring. So die kragwerking van die Heilige Gees as ons hierdie dinge deurlees, het die doel daar bereik en nie dit nie. Hy het toe hy in die put beland het hy nie die hele tyd, want daar is nie een skrif wat dit quoteer nie, het hy nie die hele tyd geloop en gesê, maar ek was onregverdig behandel nie. Ek was in die put gegooi gewees, en my broers, en ek was onnodig in die tronk gegooi nie. Hy het nog steeds gesê, Here, lei my. Ek erken u in my posisie waarin ek is, want ek behoort aan u. Dit is wat God wil hê, wat ons moet besef. En nou let op hier, die laaste skrif hier daar, hoofstuk 50 vers 26. Kyk daar, hoofstuk 50 vers 26. Ek gaan hier aan die eerste gedeelte. Josef het gesterwe op 110 jaar oud.